Goeiemôre almal. Dit is my lekker om vanoggend net vinnig in te kom met 'n kort boodskapie. Die afgelope week was vir my regtig moeilik, soos baie van julle weet het Joey, my sis, skielik gesterf en dit was maar 'n groot skok geweest. Dit het my net laat besef dat wanneer ons voorberei word deur mense wat 'n siekte het, dan is daar 'n verwagting, maar nou ja, soos Joey altyd gesê het, my ouma grootjie het 93 geword en sy het geglo sy gaan 93 word. En tog het ek soveel vrede met alles wat gebeur het. Ek weet dit is Vader God se perfekte tyd vir haar. En ja, ek wil dankie sê vir so baie van julle wat vir my bid. Dit is vir my regtig waar wonderlik. Ek wil vir julle net lees, terwyl ek haar boodskap vir môre se begrafnis voorberei, dink ek aan die kinderlike afhanklikheid wat sy gehad het, en hoe sy vrae gevra het, en hoe sy in kinderlike geloof goed maklik aanvaar het. En ek besef dat baie keer al die kennis wat ons het, en al die inligting wat ons het, en al die woord wat ons ken, bring ons baie keer op 'n plek waar ons sit met soveel kennis, dat ons kennis en ons intellek ons baie keer so 'n bietjie van daai kinderlike geloof af wegneem. Ek lees vanoggend die gedeelte van die 10 melaatses wat na Jesus toe gekom het. En ek wil vir julle hierdie gedeelte lees. As he entered, dit is Lukas 17, as he entered a village, he was met by 10 lepers who stood in a distance, and they raised their voices and called out, Jesus, Master, have mercy on us. When he saw them, he said to them, Go and show yourselves to the priest. And as they went, they were miraculously healed and made clean. One of them, when he saw that he was healed, turned back, glorifying and praising and honoring God with a loud voice. And he lay face down at Jesus' feet, thanking him over and over. He was a Samaritan. Nou, julle moet weet, die Samaritane het die Jode eintlik verafskeid. Hulle het nie van hulle gehou nie. Hulle was mense wat afgode gedien het. En daarom het hulle gedink hulle is beter, want hulle dien die God van Israel. So hierdie is 'n man wat, die een wat teruggekom het, is 'n man wat weet, wat is dit om afgode te dien, maar hy het die genade van Jesus en die krag van God in sy eie liggaam ervaar. Then Jesus asked, were not 10 of you cleansed? Where are the others? Was there no one found to return and to give thanks and praise to God except this foreigner? Jesus said to him, Get up and go on your way. Your faith, your personal trust in me, and your confidence in God's power has restored you to health. Dis vir my so interessant dat die Here hier, hulle het uitgeroep en gesê, Here, wees ons genadig, hierdie melaatses. Ons weet dat melaatses nie saam met die mense kon woon nie, hulle moes in die buitewyke woon. En hulle het Jesus gesien en hulle het vir hom gesê, wees ons genadig. En die woord sê, toe hy hom sien, toe sê hy vir hulle, hy het hulle nie dadelik genees nie, hy het gesê, gaan wys julle self vir die priesters, want as 'n melaatse deur die priesters verban is uit 'n plek uit, en daai melaatses genees dalk, dan moet hulle eers na die priester toe gaan, dat die priester hulle weer kan skoon verklaar, en weer kan verklaar dat hulle tussen die mense kan woon. So op pad, hulle was gehoorsaam toe die Here sê, gaan en wys julle vir die priesters. Maar hulle was nie dadelik genees nie, so hulle het die geloof gehad om dit tog te doen. Maar op pad na die priesters toe, het hulle genees. Want as jy God glo en sy woord glo, wat hulle almal hier gedoen het, dit is jou geloof in God, wat die krag van God en die werking van sy krag in jou lewe en in jou liggaam laat manifesteer. So hulle het almal geglo, hulle het almal gehoorsaam en geglo dat as hulle gaan, hulle het geweet wie Jesus is, hy is die geneesheer, dan sal hulle gesond word.
En op pad het hulle gesond geword. En daar was net een van hulle, en hierdie man was 'n Samaritaan, hy was 'n buitelander gewees, hulle was mense by die Jode verag het, omdat hulle in afgoderry was. Hierdie is die enigste man wat teruggehardloop het, en God geloof en geprys het. Dit wil sê vir God die erkenning gegee het, vir hierdie wonderwerk, vir die deurbraak, vir die genesing. Nou ons weet nie hoe lank het hulle gelewe buite die dorp nie, maar hulle was verban gewees, hulle was in afsondering gewees, so ons weet nie hoe lank was dit nie, maar daar was net een van hulle, wat onmiddellik geweet het, dis net God wat hierdie werk gedoen het, en hy het eer en erkenning vir God gegee, en hy dadelik teruggehardloop, en voor Jesus se voete gaan neerval, en vir hom dankie gesê. Hy sê oor en oor het hy vir hom dankie gesê, hy het 'n dankbare hart gehad, en Jesus het na hom gekyk en gesê, maar is daar nie 10 nie? Waar is die ander wat ek skoon gemaak het? Is daar dan nie een wat kon terugdraai saam met jou, om dank in eer aan God te gee nie, behalwe hierdie buitelander? En Jesus sê toe vir hom, nou kan jy opstaan, jou genade, jou geloof, jou persoonlike vertroue in my, jou vertroue in God se krag het jou herstel en het jou genesing vir jou gegee. So, hier kom Jesus en sê, dat jou geloof en jou persoonlike vertroue in my, jou vertroue in God se krag, is wat jou herstel en wat jou genesing terugbring. Maar wat vir Jesus 'n groot ding was, is dankbaarheid. En my vraag vanoggend was, is hoe dankbaar is ons? Jy weet, as ons die psalms lees, dan staan daar, dat God het nie behaag in offers nie, maar danksegging en lofprysing is wat hy van ons vra. En hy doen daagliks soveel wonderwerke in ons lewe. Gee ons vir hom die eer, of dink ons maar net, sjoe, my lewe werk goed uit, of goed breek vir my deur, of gee ons vir al hierdie goed daagliks in ons lewe die eer en die dankbaarheid wat ons God toekom. Want Jesus het vir hierdie man gesê, get up and go on your way. Ons het elke dag 'n stuk van die pad wat ons in die lewe loop. Hoe loop ons daai pad? Gee ons vir God die eer vir soveel dinge wat hy vir ons doen, sy genade wat hy oor ons oprig. Ek lees vers 20. Now having been asked by the Pharisees, when the kingdom of God would come, he replied, the kingdom of God is not coming with signs to be observed or with a visible display. Nor will people say, look, here it is or there it is. For the kingdom of God is among you because of my presence. Ek en jy het die voorreg, as wedergebore kinders van God, om daagliks in sy teenwoordigheid te lewe, en daarom is ek en jy deel van sy koninkryk, en daarom is ek en jy die mense wat hierdie koninkryk moet uitbrei op aarde, en die enigste manier wat ek en jy hierdie koninkryk kan uitbrei, behalwe om persoonlik met mense te praat oor hulle ewigheidslewe en oor hulle redding, is die getuienis wat ek en jy in ons lewe gee. Hoe hanteer ons mense? Hoe behandel ons onsself? Hoe getrou is ons aan die woord van die Here? Hoe getrou is ons aan dit wat hy ons geroep het om te doen? En wat van al die opdragte wat hy in sy woord vir ons gee? Soos byvoorbeeld, kyk ons regtig na die armes. Hoe lyk ons gesindheid teenoor die armes? Kyk ons in die oorvloed wat hy vir ons gee. Waar is mense wat ons kan help en waar is mense wat ons se lewens 'n bietjie kan verbeter? Ek staan soveel keer in die ry by die supermark en dan kyk ek na hierdie mense wat ek sien volgens die goedjies wat hulle koop. Hulle het dit glad nie breed nie. En vir al die ouer mense. En dan gaan my hart uit na hulle toe. En dan besef ek, en ek wil vanoggend vir julle sê, het julle al daaraan gedink om in die supermark in te stap en te vra, Heilige Gees, wys vir my vandag en rig my voetstappe, dat ek in 'n ry sal staan, waar daar mense is wat 'n behoefte het, en gebruik U my dan, om hulle goedjies te betaal, of
om u liefde vir hulle te wys, of om regtig u opdrag, om te kyk na die armes, uit te leef soos en waar u wil. En ek bid dat die Here vir ons sal help, want om te kyk na mense wat nie hulp het nie, is een van die maniere wat ons vir God kan wys, hoe dankbaar ons is, dat ons so 'n lewe van oorvloed het. En ek kyk ook nou wanneer krisisse skielik in jou lewe gebeur en daar skielik 'n klomp nuwe uitgawes en goed is, dan besef ek net hoe geseënd is ons om te besef dat ons het nie 'n probleem om hierdie goed te oorkom nie, want ons leef in die oorvloed van die Here. So ek wil vanoggend net kom en ek wil vir julle sê, kom opnuut op 'n plek waar ons met dankbaarheid kan neerbuig voor die voete van Jesus, ons Heer en Meester, en vir hom dankie sê, dat hy nie net ons verlosser is nie, maar dat hy ook die Heer en die Meester van ons lewe is. Here Jesus, ons kom vandag met 'n lofoffer van lofprysing en van dankbaarheid. En ons wil vir u dankie sê, Here, vir wie u elke dag in ons lewe is, en dat u koninkryk, u teenwoordigheid in ons lewe daagliks 'n pad is wat ons kan stap, met die wete dat wanneer ons u krag nodig het, u daar is vir ons. Ek bid dat u verheerlik sal word.